Dis 'n ware storie. My pa het my die storie vertel van wat hy self beleef het. So ons praat van hier in die 1950s. Nou as ek nou vir jou sê, dit is 70 jaar terug was 'n ding soos 'n spoeltoilet was glad nie 'n gegewe gewees nie. Dit was daai tyd 'n moderne uitvinding gewees. Jy weet, buite die huis, ver buite die huis, 50 meter of verder, was daar altyd mos een van die sinkhuisies gewees. Hulle het opgenoem die long drop. So op 'n aand sal ek vir julle vertel van die long drop, want dit was daar jy nou maar na toe ons geloop het. En ja, dit was nie 'n baie aangename ervaring gewees, veral as jy dit nou in die nag ook moet doen. En binnekant was dit maar spinnerakke en is weet spookagtig wil ek amper sê. So en dit was koud en dit was vreeslik warm in die somer. So dit was nie 'n aangename plek nie. Maar toe het hulle mos ook modern geraak. Nuwe weet ding soos 'n spoeltoilet het hulle ook toe nou ontwerp. En so vertel my pa toe vir my dat die spesifieke slag toe oupa en sy pa het toe nou ook vir hulle binne in die huis nou vir hulle binne toilet ingebou, 'n spoeltoilet. En dit was nou 'n baie groot ding vir hulle gewees. Maar op die dorp was daar, om die storie nou te verduidelik, was daar 'n jong man gewees. Nou jy ken hulle, op elke dorp of elke plek is daar 'n jong man wat ryk is. Hy ry die mooiste karre en om een of ander rede is nog 'n aantreklike ou ook en hy's netjies gebou en hy's, weet jy ken daai ouens, hy't charme, hy's vriendelik en hy almal hou van hom of almal is jaloers op hom. Al die meisies se knieë knak as hulle in sy met sy in sy geselskap is. Hulle ry die mooi karre, jy weet die sportkarre en nuwe karre, al daardie dinge en pa's ryk, pa's nou die dalk nog die burgemeester ook van die dorp of wat ook 'n tantas of dokter of wat ook 'n voorsitter van die kerkraad, belangrike ou se seun. Nou so was daar waar my pa nog groot geword het. Hy het groot geword in Vredendal, of sal ek liewe sê in die gemeenskapie net buite Vredendal, die plaasgemeenskapie Spruitdrift. So hy het daar groot geword in die wynwêreld, in die hanepootwêreld en druiwe, wingerde, al daardie team. Fantastiese mooi plek. Dis vir my wonderlik om daar te kom en net weer te sien hoe dit lyk wat ek as 'n chokkertjie gereed besoek het. Nou vir my was my lewe lank was 'n spoeltoilet maar gegewe gewees. Niks snaaks daan gewees, want dit is maar wat ek gewoond is. Maar nou is dit ook so dat my pa het 'n paar mooi susters gehad. Hulle is 9 kinders en hulle is 4 seuns en daar was daar 5 dogters. En die dogters het mos nou ook groot geword, mooi meisiekinders en so die jong mense van die dorp het toe nou ook in die meisies begin belangstel. En nou soos dit nou moet wees, en die ryk windgat jong man met die mooi nuwe kar en die mooi haarstyl, die brilkrem in die hare en wat die kraal wat so opslaan en die netjiese nuwe skoene en nuwe broeke, was sulke hoë hakke gewees die broek, die skoene, sulke bootse tipe van goed. Man spogterig, jy weet, dis die duurste goed en baie spogterig. Almal wou dit gehad het, almal wou dit aangetrek het, almal wou so mooi kar gehad het. Het hy toe nou sy oog het toe nou gevang die een van my pa se susters. En dit is toe nou so dat hy toe nou spesiaal nou reël vir haar vra of hy nou die Sondagmiddag kan kom koffie drink by haar. Nou daardie was die gebruik gewees dat op 'n Sondagmiddag 4:00 dan het al die boere en omgewende boere hulle bymekaar kom koffie drink. Nou gesels hulle sommer oor die week wat voor lê en gesels sommer oor boerdery dinge en probleme, jy weet, vertel 'n bietjie wat alles gebeur het die week en lag 'n bietjie en drink lekker koffie saam of tee liewer. Lekker koekie daar by tert. Oumas hulle spesiale lekker weet 'n melktert gebak het of 'n lekker koek weet vir die mense wat nou kom tee drink by haar en dan het hulle sommer daar buite op die stoep gesit en dit was dan nou 'n lekker kuierplek gewees. Maar nou is dit nou so dat die jong man kom nou lekker kuier. Nou ja, oupa het toe nou die spoeltoilet ingebou, maar die probleem met die spoeltoilet, alles was nou in plek gewees, perfek. Hy was gereed om gebruik te word, maar daar was een ding wat hulle nog besig was en dit was om die drein buitekant te grawe. Daai tyd het hulle weet ook moes hulle nog die pyp koppel en dan moes dit nou in die drein moes nou nog klaar gegrawe word. So die ding was nou nog nie gekoppel en is nog geen gebruik nie. Maar die drein is besig aan wording gewees, so hulle moes toe nou op daai stadium al was hy in volle werk en kon hom nog nie gebruik het. Nou kom die jong man en hy kom kuier, maar hy's nou baie ordentlik, maar jy kan sien, hy weet, hy dink baie van homself
en hy is baie oor die, weet, probeer nou ook belangrik, die mense moet dan weet, sy pa is nou belangrik, en hy ry 'n mooi kar, en hy is 'n aantreklike oukie, hy het mooi klere aan, en hy het 'n lekker kar, al die dinge, wat 'n jong man begeer, maar niks het hy nou eintlik maar verdien nie, maar hy is baie windgat, dit was nou die woord wat ons daar in Makwaland gebruik, 'n windgat oukie, so, en hy was nou alles daar, jy ken hom, jy het iemand gehad wat in jou plek waar jy groot geworden, daar was so ou gewees, en so kom hy toe nou die sondagmiddag, kom hy nou daar aan, kom so 'n bietjie laat, jy weet, want hy wil mos nou 'n entrance maak, soos hulle sê, hy wil daar aankom, en dan moet hy met sy mooi kar daar by hulle kom stop, en dan moet hy uitklim, en dan moet hy nou sy kam met sy sokke uithaal, en dan moet hy nou die bruilkrem nou mooi netjies, dan kyk jy so in die karspieeltjie, dit was die gebruik gewees, dan druk jy weer jou kam, dat is van die ysterkamme nie, plastic kamme nie, en dan druk jy hom weer in sy sokkie, en toe gaan hy nou, gaan groet hy, maar hy is baie vriendelik, so groet hy nou vir oupa, en hy groet al die boere, hulle ken vir hom, hy ken vir hulle, en natuurlijk nou, so kom by pa se sissies, en hulle bedien hom nou koffie, en koek, en al die dinge, en hulle sit ook nou daar, en so gesels nou lekker, die jongman geniet nou ook die aandag wat hy kry. Maar op 'n stadium toe, verdwyn hy nou in die huis in, maar hy sê nou vir niemand waar hy gaan nie, en so gaan hy toe nou in, en hy gaan toe na die spoeltoilet toe, die nuwe splinternuwe toilet, wat nou in volle werking is, maar hy is nog, die pyp is nog nie opgekoppel. En hy het natuurlijk toe nou die spoeltoilet nou gebruik, soos wat hy nog gewoond is, om te gebruik, en dit was ook reg, en alles, en daar trek hy die toilet, en alles spoel weg, alles is reg, geen foute nie, lekker man, en so stap hy nou weer uit, en dan weer gesorg, sy haar is netjies, kam is weer terug in sy sokkies, en sy hande is gewas, en ja, hy is nou weer reg om uit te gaan, en dus toe hy nou weer daar by die kombuisdeur uitspartel, toe sien hy nou die besigheid wat hier aangaan, oupa hardloop in daai rigting in, ouma staan hier so op 'n stoel, die buurman wat kom kuier het, hy staan daar een kant om die hoek, en die tannie sit hier so al vastgekeer, sy probeer nou so loop, want wat toe nou gebeur het, al die goed wat die jongman wat hy nou so uitgespoel het, dit het nou hier op die stoep, hier tussen die mense waar hulle nou sit en koek eet, en waar hulle nou sit en koffie drink en thee geniet, daar spoel alles uit die jong, toe hy nou die ding sien, toe sê alles wat hy nou wat toe uitgekom het, hier so net, hier tussen die stoele, en hier tussen die mense, en allemaal skarel, en hy die ding so bekyk, en hy toe gekyk, en dan kyk hy so, waar kom die goed nou vandaan, hy sien my, hier is die pyp, hier so by die op die stoep, net hier waar hulle gestel het, dis nou waar die drein nou gekoppel moet word, daar is nog niks gekoppel daar nie, die drein is nog in wording, en ja, nou kan jy jouself indink, die jongman, sien toe die gemorgs, wat hier aangaan, en hy weet ook toe nie wat te maak nie, en ja, hy klim toe maar in sy kar, en hy ry huis toe, hy het niemand gegroet, of dankie gesê, of niks nie, en dit was ook die laaste keer, wat hy toe nog by die, by my pa's en sisters kom kuier het, ach toch, so kan jy, weet, ja, so kan een windgat, ook sy verdiende loon seker maar kry, dit was baie vernederend vir hom gewees, maar, dit was ander tye, waarin ons geleef het, so ja, dit was die story van die windgat jongman, wat so'n bietjie sleg oorgekom het, met die trein wat nog nie gekoppel was. Nou ja, ek gaan aan